Sê ons gesels vandag oor ten volle geken en ten volle aanvaar. Jezus het die smaad en lyding van die kruis gekies, omdat hy geweet het dat die prys wat hy betaal tot groot vreugde sou lei. Hy wou dieselfde mense wat hom geminag, verneder en mishandel het vrymaak. Net sy dood kon die deur tot redding oopmaak. Christus homself vra ons, wie soek julle? Baie soek hom vir nog brood, nog wonderwerke. Ander soek die skrifte en vind hom nie. Ander sê profeet Elia, ander soek Jesus van Nasaret. Petrus sê egter, u is die Christus, seun van die lewende God. Om hierdie belydenis bou Christus sy mense. Hoe kan hy so duidelik wees en tog so onsigbaar? In Johannes 18 het ons dit behandel, het ons gelees, die soldate en die godsdienstiges het met lampe en wapens hom gaan soek. Die lig in sy gesig geskyn en hom nogtans gemis en nie herken nie. Soos wat die lig van prediking, Bybelstudie, bid en selfs die program skyn en tog steeds nie Christus vind nie. Hy verklaar hy is die groot ek is van oertyd af, selfs so Moses. Die hele groep soekende soldate en godsdienstiges val agteroor op die grond, staan op en gaan voort met hulle missie en hulle eie metodes. Christus het gekies wat hy moes doen. Hebreërs 12 het ons gesê, vir die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die lyding geminnig en gedra. Hy het dit tydelik syne gemaak om ons sondes vir ons af te sterf. Ons uitdaging is om nie alternatiewe te soek nie. Om ons te vereenselwig met Christus se lyding, ons kruis op te neem, en dit dan af te sterf. Efesiërs en Romeine en Korintiërs vat dit eintlik saam. Hy sê saam met Christus na die kruis, saam met hom na die graf, na die opstanding en na die troon. Weg van vrees om geken te word. Die mens is bang om geken te word. Vry van verwarring wat die eerste Adam veroorsaak het, om ontkenning en onderdrukking te ontvlug. My maskers van groot name en ampte en rykdom en roem af te ruk. Om te hoor dat Christus staan by die deur en hy klop en wil net eenvoudig saam met my en ons kom eet. Hier nooi hy ons uit om ons skuilplek te kom en openbloot voor hom te staan. Hier kan ek met hom klaar gelei het, praat sonder voorgee. Hierdie ontdek dat ek ten volle geken word en ten volle aanvaar word. Ja, ten volle geken word en ten volle aanvaar word. Hier waar ek niks hoef weg te steek nie. Ek ontdek my weerloosheid en kwesbaarheid. Ek hoef nie in ontkenning te leef nie. Ek hoor as hy sê, ek het nie gekom om te oordeel nie, maar dat jy 'n oorvloed van lewe kan hê. Waar hy my uitnooi om al my lyding, angs en vrese by hom te los. Mag ons harte ons nie teleurstel deur nie te besef wie en wat vir ons gegee is, toe Vader sy seun gegee het nie. Ons moet nooit die grootheid onderskat as ons onsself gee. Jesus vir jou en jy vir Jesus. Hy het ons net so nodig as ons vir hom. Jesus verklaar iemand gaan hom verraai. Hulle almal verdink en betwyfel hulle self. Hoe lank en hoeveel lyding gaan dit nog vat voor ons vir onsself sterf, om in hom te lewe, troongedagtes en taal te koester en te praat. Dit alles omdat ons ten volle geken word en ten volle aanvaar word. Dit is die enigste pad na ware intieme verhouding met God en met mense. Ons as mense wil God intrek by ons onvermoë om onvoorwaardelik lief te hê en te aanvaar om ook liefgehet te word. Jy kan nie God verras met wie jy werklik is nie. Hy kan jou dalk verras deur jou uit te nooi met almal wat vermoeid en belas is. Kom, ek sal jou rus gee. Eerlikheid met God lewer altyd resultate. My lyding kan geen verskil maak aan Christus se afgehandelde werk nie. Hy het gesê aan die kruis, tetelestai, dit is klaar, dit is volbring, alles is gedoen. Ons vereenselwiging met hom en sy lyding by my ook, by my kruis waar ek sê tetelestai,
dit is volbring. Kry klaar en sterf dit af. Laat gaan. Ek staan dan soos hy in 'n nuwe lewe op. Paulus sê, as Christus nie opgestaan het nie, was alles te vergeefs. Dit waarborg ook jou opstanding in hierdie lewe om te heer saam met hom vanuit die troonkamer. Ek in hom en hy in my en saam verborge in die Vader. Stadig kan ons harte toegaan. Kan ons ontnigter en teleurgestel wees in mense. Ons werk en selfs in die Here teleurgestel wees. U selfbeskerming slaan ons die deur toe en kruip weg in ons verwerping. Ons verhard in ons ontvang en gee van liefde. Ons vreugde verdwyn en so ook ons entoesiasme. Stadig verkrummel verhoudings en raak ons verveeld. Ons lewe word vaal in ons lyding en dan probeer ons die behoefte, honger en dorst te stil met verdowingsmiddels, dinge en valse plesiersoorte. Liefde soek jou. Hy vind jou in jou lyding. Omhels jou verharding. Jou besig wees en gejaag na wind. Liefde nooi jou uit om te handel met jou lyding, saam met hom wat lyding beleef het. Die Here bring jou op 'n plek waar jy kan weet dat hy jou ten volle ken en ten volle aanvaar. Hy ken jou ten volle en hy aanvaar jou ten volle. Jy kan ten volle leef. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons harte in alle eerlikheid met U kan deel, sonder vrees van verwerping. Ons is oortuig van U onvoorwaardelike en aanvaarding vir ons. Amen. Hier bo alles wil ek U soek, met vertroue U volg. Hier bo alles wil ek U soek, U met oorgawe volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade. Hier bo alles wil ek U soek, met vertroue U volg. Hier bo alles wil ek U soek, U met oorgawe volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade. Ek vra die genade om U bo alles te soek en U met vertroue en oorgawe te volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade.